Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ek gaan vraag 10 van die 2021 vraestel met jou bespreek. Hier is nou 'n uittreksel uit die CAPS dokument en jy sal sien dat 23% van jou vraestel gaan oor diferensiaalrekene. Nou hierdie vraestel het 3 vrae en hierdie is die tweede vraag. Eintlik is dit nou vraag 10, maar dis die tweede vraag van die diferensiasie. En dit gaan oor die grafieke. Nou, die diferensiaalrekene grafieke, die derde graadse funksie, dit is 'n groot afdeling en daar's so baie goed wat jy moet weet. Ek gaan aan die einde van hierdie les vir jou die playlist oor diferensiaalrekene aanhak en ek stel voor jy gaan kyk baie mooi na die grafieke gedeelte. Begin by die les waar ek jou leer hoe om die grafieke te skets en dan die draaipunte en dan die punt van infleksie en dan ook hoe om die vergelyking te bepaal. Daar's baie tipes voorbeelde daar. En dan kan ons nou na die vraag kyk. Hier sien jy nou die vraag. Ek stel voor, jy pause die video, gaan beantwoord die vraag, doen hom gou self en dan kom jy terug na die verduideliking toe. Die grafiek van h van x is ax tot die mag 3 plus bx kwadraat is geskets. Die grafiek het draaipunte by die oorsprong O, 00 en B, 432. A is 'n x-afsnit van h. 10.1 wys dat a min 1 is en b is gelyk aan 6. Goed, wat 'n mens doen, jy het net 1 punt gekry en dit is hierdie punt B, 432, wat 'n draaipunt is. En wat 'n ou doen is, jy gaan hom hanteer as 'n draaipunt en dan as net 'n gewone punt. En vanuit daai twee gaan jy 2 vergelykings skry wat jy dan gelyktydige vergelykings gaan doen. Goed, die eerste ding wat jy doen is jy kry die afgeleide en dit word 3ax kwadraat plus 2bx as jy mos nou gedifferensieer het, jy het die 3 gevat om vorentoe en 1 afgetrek. 2 gevat vorentoe en 1 afgetrek. Want dis 'n draaipunt en vir 'n draaipunt is dit die afgeleide en gelyk aan 0, want dit is mos 'n lokale maksimum. Hierdie beteken, daar waar ek nou die afgeleide se vergelyking het, gelyk aan 0, gaan ek die x-koördinaat van die draaipunt, wat 4 is, in vervang. Daar het ek dit vir jou gedoen. Oral waar ek 'n x gesien het, in die gedifferensieerde vergelyking, vervang ek 'n 4, en dan hierso is 4 kwadraat is 16, maal die 3, en ek kry dan 48a plus 8b. En ek sien dat ek regdeur met 'n 8 kan deel. Ek doen dit, ek kry 6a plus b, en ek maak vir b die onderwerp van die formule, deur die 6a oor te laat gaan, en ek skryf dit as dis vergelyking 1. Goed, nou het ek met daardie ding gewerk asof hy 'n draaipunt is, en nou gaan ek met hom werk net as 'n gewone punt. Daarom gaan ek die punt 432, die x en die y in die oorspronklike vergelyking in vervang. Dit is die korrekte notasie. Dit beteken oral waar ek x sien, sit ek 4 en dit is die y, 32. Daar het ek dit vir jou gedoen. 4 tot die mag 3 is 64a, 4 kwadraat is 16, en ek sien, wag, ek kan met 'n 16 deel, ek deel regdeur met 'n 16, en ek gaan vir b alleen kry, omdat ek hom in die vorige een ook alleen gekry het, en dan albei is gelyk aan b, daarom kan ek hulle gelykstel aan mekaar, en nou los ek net vir a op, en ek kry vir a min 1, waaroor ek baie bly is, want hulle het gesê, wys dat a min 1 is. Nou dat ek weet dat a min 1 is, kies ek enige een van die twee vergelykings, en ek vervang a is min 1 in, wat ek daar gaan doen, en ek kry b is gelyk aan 6. En dan waar's die punte? Die punte is dat ek die afgeleide gekry het, die afgeleide gelyk aan 0 gestel het, en
dat ek vir B daar as min 6a gekry het, ek die 2 gelyk gestel het aan 0, aan mekaar bedoel ek, en dan 1 punt vir A en B se waarde. Punt 2, bereken koördinate van A. So wat gebeur hier by A? A is die x-afsnit en die reël is mos x-afsnit maak y 0. Daar het ek vir y 0 gemaak en nou wil ek faktoriseer, maar ek faktoriseer nie as daar 'n min voor die x tot die mag 3 is nie, so ek deel net die met 'n min regdeur en nou gaan ek vir x kwadraat gemeenskaplik uithaal en daar is oor x kwadraat hakkie x min 6. Ek gaan dit deel in x kwadraat is 0 of x min 6 is 0 en ek stel belang in x is gelyk aan 6, maar jy moet oppas, hulle het gesê skryf die koördinaat neer, daarom is die koördinaat die punt 6, 0. En nou waar is die punte? Die punte is nou maar net dat ek die y0 gemaak het, gefaktoriseer het en a as 'n koördinaat geskryf het. 10.3, skryf die waardes van x neer vir waar h 10.3.1 stygend is. Goed, hierdie grafiek van my is stygend van 0 tot daar by 4. Maar jy kan nie skryf in wiskunde van 0 tot by 4 nie, daar is 'n manier hoe mens dit skryf. So jy skryf dit so, as x is kleiner as 4 of x is groter as 0, en jy kan hom self skryf dat x gelyk is aan 4 of gelyk aan 0, of 'n mens kan dit op daai manier skryf. X is 'n element 0 tot by 4. So enige iets wat jy geskryf het, is vir jou 2 punte werd. Dan 10.3.2 konkaaf af is. Nou wat is dit? Konkaviteit kry 'n mens by 'n grafiek as jy die tweede afgeleide bereken en ons noem dit die punt van infleksie. So die punt van infleksie kry jy, die punt van infleksie is in die middel tussen die twee draaipunte. So jy kry die eerste afgeleide, daar het ek dit vir jou gedoen, en dan as jy die eerste afgeleide weer differentieer, dan kry 'n mens die tweede afgeleide. En jy stel dit gelyk aan 0 en jy sien die punt x is gelyk aan 2. En dis waar, want ek het mos nou net vir jou gesê, daai punt van infleksie is presies tussen die twee draaipunte, wat by x is 2 is. Nou goed, wat is konkaviteit dan? Wat 'n mens doen, van die punt van infleksie, daai gedeelte daar, kan jy sien, ons grafiek is of hy glimlag. Dan sê ons, die grafiek is konkaaf op. En dan van die punt van infleksie na die regterkant toe, kan jy sien dit lyk of ons grafiek baie hartseer is. Dit is dan konkaaf af. So ons grafiek, ons stel belang in konkaaf af. So dit is daar van waar jou x2 is, maar eintlik daardie kant toe na regs groter as 2. Dit, x is groter as 2, dit is waar jou grafiek konkaaf af is. En dit is vir jou 2 punte werd. Vir watter waardes van k sal daai grafiek gelyk aan 0, 1 negatiewe en 2 verskillende positiewe wortels hê. Nou goed, k is eintlik die y-afsnit. So onthou jy, ons oorspronklike grafiek was mos h van x is min x tot die mag 3 plus 6x kwadraat. So nou wat hier gebeur het, is h van x, oral waar daar 'n x was, het hulle x min 1 vervang. En dan kry 'n mens 'n nuwe vergelyking, want daardie k is mos 'n y-afsnit. So 'n y-afsnit maak x 0. En toe maak ek x 0
en ek kry h van 0 is 7, wat beteken dit is die y-afsnit van daardie nuwe grafiek. En as jy nou daai punt 7 sal daar lê. En waar hierdie antwoord van ons gaan lê, gaan wees tussen die draaipunt wat 32 is en hierdie nuwe 7 wat jou y-afsnit is. Dan sê ons antwoord lê tussen 7 en 32. En hoe 'n mens dit skryf in wiskunde is k is kleiner as 32, k is groter as 7 en of jy kan dit skryf k is 'n element 7 tot 32. En dis in daardie interval waar jou grafiek 1 negatiewe en 2 verskillende positiewe wortels sal hê. En dit is vir jou 2 punte werd, die antwoord daar en die feit dat jy die 7 kon uitwerk. Hier sal jy sien, het ek nou vir jou die playlist oor differentiasie aangehaak met al die video's oor differentiasie en ook die grafieke. En dan die volgende les is vraag 11, dit gaan oor differentiasie toepassings. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem. En dan is daar ook 'n playlist oor res- en faktorstelling. En as jy dalk sukkel met die grafieke, veral om te faktoriseer hier by die 3de graadse funksie, dan stel ek voor jy kyk in elk geval ook daardie playlist.